van die 4 boeke wat die evangelie bestaan, daar is 37 wonderwerke wat die Here Jesus Christus kom doen het volgens die Bybel. Maar die woord van God leer ons, daar's nie genoeg boeke in hierdie aarde wat kan beskryf wat Jesus Christus alles gedoen het nie. Nou ons gedagte is nie sy gedagte nie. As 'n rede hoekom die Bybel die 37 wonderwerke aan die wêreld kom verkondig het. Daar's 'n rede. En my eerste gedagte gaan uit na die Here Jesus het miskien 37 jaar gelewe. En elke jaar was 'n genade wonderwerk vir hom om hier op die aarde te kan leef. Die eerste wonderwerk. En dit is 'n reeks wat die Here op my hart kom plaas het. Ek moet al 37 moet ek bedien in die jare. Whether dit als in 1 dag plaas van leraar, whether 37 openligte gaan plaas laat van paaste, op 1 dag, op 1 week, maar alles moet ek bedien. Want die mense moet weet wat Jesus gedoen het vir ons. Die mense moet weet waardeur Jesus gegaan het vir ons. Nou baie weet en die eerste wonderwerk wat Jesus kom doen het, was om water te verander na wyn. Dit is die eerste wonderwerk wat die Here Jesus kom doen het. Dat hy water verander het na wyn. En die skrif lees uit Johannes 2 vanaf vers 1 tot 5. Jesus verander water in wyn by die bruilof. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana, in die Galilee gebied. Jesus se ma het dit bygewoon en hy en sy disippels was ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se ma vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Jesus se reaksie was, wat het dit met my te doen? Wat het dit met my te doen, vrou? My tyd het nog nie gekom nie. Sy ma sê vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. Tot dusver. Nou prys die naam van die Here. Jesus is genooi na 'n plek toe om homself te kom geniet. Jesus is genooi, hy en sy disippels is genooi om homself te kom geniet. Nou paaste toe ons in die wêreld in was, as ons genooi is na 21st toe, verwag ons, daar moet wyn wees. Amen. Daar moet kos wees. Halleluja. Daar moet nice times musiek wees. Maar nou kom ons by die plek. En dan kom die vrou. En hy sê vir ons, manne, die wyn is op. Hoe nou? Hoe nou? Nou moet ons onze sakke skud. Want die bottels moet gekoop word. Die kiste moet gekoop word. Die krane moet gekoop word. En dis die enige party in die paaste. Dis 'n troue wat Jesus na toe genooi is. En ons weet hoe dit gaan by 'n troue. Dit gaan lekker. Dit gaan sommer baie lekker. Ek weet, ek was by talle troues gewees, paaste. En daar's altyd 'n klikkie.
wie se boot oopstaan. En se koelebags is vol, dis nie net een nie. As van hy 45 liters, waar jy 2 manne nodig het, pastor. Ja. Nou as ek my indink, Jesus se ma kom na hom toe en sê, my kind, wyn is op. Maar Jesus weet, die Here, God, het hom nog nie blootgestel aan die wêreld nie. Die Here God het hom nog nie gesê, maar jy moet nog gaan werk nie. Ja. Hy was nog aan 'n leerproses gewees. En dit is waar die 5de skrif inkom. Ja. Sy ma sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou pastor, ek leer by iemand hoe om keyboard te speel. Ja. My ma gaan vir my kom sê, my kind, as hy man sê druk daar, moet jy daar druk. Jy moet nadruk, ja. As daai man sê druk die, moet jy hier druk. As hy man sê hou jou vinger so, moet jy so druk. Nou as ek nie gehoorsaamig is aan my ouers se stem nie, as ek nie gehoorsaamig is aan my leiers se stem nie, as ek nie gehoorsaamig is aan my vader se stem nie, dan gaan ek my verongeluk. Jy gaan, ja. En dis waar my tema vir die jaar inkom. Kom op jou plek. Want Jesus se ma het vir hom gesê, my kind, ons kort iets hierso. Ja. Maar sy het nie vir Jesus gesê wat om te doen nie. Ja. Sy het vir die manne wat Jesus bearbeid het gesê, luister na die man, want hy weet wat hy moet doen. Nou pastor, as ons nie begin en luister na die stem van God nie, want het is maklik pastor om water na wyn te verander. Dit is maklik. Maar ek gaan dit nie doen nie, want dan gaan mense advantage begin vat van dit. Dan gaan mense sê, my broer, evangelis, kom ons verkoop die, jou gave wat jy hierso het. Kom ons gebruik die om onsself te verryk. Kom ons gebruik die gave om mense in te loop. Kom ons gebruik die gave om mense te na te kom. Ja. Kom ons gebruik die gave om mense sleg te laat voel. Nou ek weet pastor, die woord leer my, die mense, toe hulle die wyn proe, dit was 'n ander tipe wyn hy. Die wyn was so lekker gewees, dat die MC by die troue het gesê, gewoonlik wag ons tot die beste wyn. Gewoonlik wag ons vir die beste wyn vir laaste. Al die slegte wyn gaan altyd eerste. Nou as ek my indink pas, ek sit nou by die troue. Ek is nou lekker kandidaat van die kraan Overmeer en die van die kraan Sellekast en van die kraan Trymiam Nieuw. Ek het heel die kraan gedrink. Nou kom die Jamesons uit. Ja. Nou kom die Jack Daniels uit. Nou kom die Jim Beams uit. Nou kom die Johnny Walkers uit. Nou vra die MC, my broer, waar kom jy aan die wyn? Die beste wyn word mos nie laaste gegee nie. Die beste wyn word mos eerste gegee. En die slegte wyn kom ons laat. Die mense mos nou klaar gesuip. Jy kom mos met die beste wyn eerste. Jy mos nou lekker gesuip braai. En dan gee ons vir jou die slegte wyn vir laaste. Want niemand gaan worry wat hulle drink nie. Ja. Maar dit is hoe dit is, pastor. Wanneer ons in die wêreld in is. Jesus. Ons wil alles van die beste hê. Ons wil die beste karre hê, ons wil die beste suits hê, ons wil die beste vroue hê, ons wil die beste predikers wees. Ja.
Ons wil die beste kosse eet. Maar wanneer ons by die Here kom, dan wil ons tweede beste vir hom gee. Ja. Ons wil tweede beste vir die Here gee. Maar Jesus kom maak 'n ding oop. Wanneer ek binne julle is, wanneer julle 'n verbond met my gesluit het, wanneer julle waarlik my aan julle lewe aangeneem het, dan sal julle net die beste van alles het. Want die MC kom en hy sê, die beste wyn drink ek nou. Ja. Ek het nog nooit in my lewe so lekker wyn geproe, nadat ek die beste wyn gedrink het nie. Maar dit wat julle nou hier bring, dis die beste. Sy ma, Jesus se ma sê vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. Nou pastor dit sê vir my, omdat die MC gesê het, dis die beste wyn wat ek nog ooit in my lewe gedrink het. Sê dit vir my, die manne was gehoorsaamig aan Jesus se stem. Want toe hy vir hulle gaan sê, maak vol hierdie goed. Ja. Opdrag, ja, uitgevoer. Maak vol met water hierdie emmers. Maak vol met water hierdie kanne. Toe luister hulle. Hulle het nie ge-question Jesus nie. Ja. Ons moet 'n bietjie spice bygooi nie. Ja. Jesus nee. Ons moet 'n bietjie geur bygooi nie. Jesus nee. Ons moet nog eers die druiwe so trap. Ons moet nog eers die pruime so trap. Hulle het gesê, wat jy vir ons sê, ons sal dit doen. Ja. Ons gaan dit nie question nie. Ons gaan nie murmureer teen dit nie. Ons gaan nie sê, maar Here, daar's 'n beter manier hoe ek dit goed kan doen nie. Here, daar's 'n beter manier hoe die smaak kan uitkom nie. Here, daar's 'n beter manier hoe ons dit beter verkoop kan kry nie. Hulle het gesit. Hulle het gestaan. Hulle het gewerk. Maar hulle het nie woord geuiter nie. Want Jesus se ma het gesê, wat hy vir julle sê, Ja. doen dit net. Nou familie, in hierdie jaren wil die Here wonderwerke vir ons doen. Jesus. In hierdie jaren wil die Here vir ons deurkom op maniere wat mens nog nooit aan kon gedink het nie. Ja. Wat mens nog nooit kon vermag het nie. Wat mens nog nooit in alle ewigheid kon gesien het nie. Ons moet net doen wat die Here vir ons sê ons moet doen. As God vir ons sê, gaan na die man toe, dan moet ons dit doen. Ja. As God vir ons sê, gee af my woord, moet ons dit doen. As God vir ons sê, beweeg weg van die mens af, moet ons dit doen. Dat doen, ja. Baie keer wil ons nie wegbeweeg van mense af nie, want ons is in 'n gemaksone. Baie keer wil ons nie wegbeweeg van mense af nie, want die mense hou ons vas op ons slegte verlede, want ons is bang, as ons wegbeweeg, dan gaan die mense daar goed kom uitblater van ons. Ja. Hulle doen dit, ja. Amen. Hulle hou jong. Ek is vasgevang in drank, maar ek is elke Sondag by die Here, maar my leiers laat toe, dat ek nog elke week drink. My leiers gee nog vir my drankgeld ook nog. My leiers gee vir my tikgeld ook nog. My leiers gee vir my daggeld ook nog, want hulle wil my net by hulle hê. Ja. Ons luister aan manne en vroue van die Here, maar is hulle werklik? Is hulle waarlik van God af? Want Jesus kom en hy sê vir die Fariseërs,
van julle vader, die duiwel. So dit sê vir my pastor, die mense wat so Here, het nie 'n Here wie ek het nie. Die mense wat so Here, dien nie die God wat ons dien nie. Want wanneer jy die Here met hart, siel en jou hele wese dien, dan gaan ons nie kwaad raak en woorde uiter wat nie van God afkom. Want as God se gees binne ons is, sê die woord vir my, wees vinnig om te luister, maar stadig om te praat. So maak nie saak wie wat aan my sê nie, pastor. Ek luister. Ek kan borrel van kwaad uit die binnekant. Maar wat sê die woord? Wat sê die woord? Wat ingaan, kan ons nie sê is rein nie en onrein nie. Maar wat uitkom, kan ons sê is rein en onrein. Want God het alles wat kan ingaan rein gemaak. Ook gesê, alles is beskikbaar vir jou, maar alles is nie goed vir jou nie. Nou as Jesus vir hierdie manne gesê het, manne, vat hy kanne, gooi dit vol met water, ek sal die res doen, staan julle net daar so, wees maar net support, wees maar net aanskouers, wees maar net, julle is maar net daar so, dan het die manne gedoen, wat hulle gesê was om te doen. Nou Jesus het die wyn lekker kom maak. Jesus het die wyn lekker kom maak. Want as die MC gesê het, die is die beste wyn. En sê hulle vir my, die wyn was lekker. Maar die woord leer my, moenie dronk raak van die wyn nie. Want sterk wyn is 'n bespotting. Maar nou kom raak ons dronk van Jesus se hande werk. Dan wil ons sê die bloed moet vloei. Ons raak dronk, dan pas dit as die ware waarheid. Ons kom raak dronk van Jesus se hande werk. Van hy het die wyn gemaak. En dan word daar gesê sy bloed was waarlik wyn. Maar die Bybel leer my so my, moenie dronk raak van die wyn nie. Ons moet op ons plek kom, waar ons kan besef, die wyn wat ons drink is heilig. Die wyn wat ons inneem is heilig. En heiligheid maak rein. En reinheid maak skoon. En skoonheid is na aan netheid. En netheid is na aan godheid. So as ons onrein is, in gedagte, in daad, in spreek, dan sê dit vir my, ons hardloop ver van God af. Ek gaan weer sê, sy ma sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En hier maak die skrif vir my 'n ding ook, pastor. Dis manne wat weet hoe om wyn te maak. Want 'n kelner is 'n titel vir 'n wynmeester.
iemand wie gesout is. Ek is nie 'n pianis nie. So ek kan nie agter die bord staan en kan ek 'n paar keys druk, maar dit gaan nie sin maak vir die oor wat luister nie. Ja. Maar die man wie agter die bord staan is 'n pianis, want die klank wat uitkom maak sin. So dit sê vir my, die manne het van beter geweet hoe om wyn te maak. En hier kom 'n man en sê, maar my tyd is nog nie reg nie. Ek het niks met die wyn te doen nie, ek het hier gekom om myself te enjoy. Ja. Nou moet ek wyn kom maak hierso. En nou word daar nog na my toe gestuur. Manne wat weet hoe om wyn te maak. Maar dit is waar dit inkom, pastor. God weet beter. Al is ek hoe gesout in preek. Al is ek hoe gesout in sing. Al is ek hoe gesout in genesing. God weet beter. As ek nie gaan luister aan God wat vir my sê, lê hande op nie. Ja. En ek gaan lê hande op. Wat 'n ongeluk kan ek bring op die een op wie ek hande lê? Ja. En wat 'n gees kan ek in my inbring op die een op wie ek hande lê? So ons moet begin luister na die stem van God. Waar Jesus Christus vir ons begin en sê, doen so wat ek verwag. Ja. Doen net wat ek verwag van julle. Julle hoef nie meer te doen nie. Doen net wat ek van julle verwag. Dan gaan dinge baie beter gaan in ons lewe. Ja. Dan gaan ons ook die soet druiwe kan begin geniet. Ons gaan ook die skaapboude kan begin geniet. Ons kan ook die gemens, die tonge, die spanspekke, die wartlemoene kan begin geniet. Maar as ons nie luister nie, dan gaan dinge nie regkom in ons lewe nie. Ons moet laat staan die goed wat nie aanneemlik is by God nie. En as ons nie weet wat aanneemlik is by God nie, dan moet ons hom vra. Ja, vra ja. Dan moet ons hom vra. Here, kan ek die ding doen? Ja. Gister Paasde terwyl ek huis toe gaan, ek klaar gemaak by die huis, ek so pak terug hiernatoe. En ek kyk die sokker op my foon. Maar my aandag is gefestig op die sokker en soos ek loop, raak ek dronk aan die een kant. Jesus. Ek raak dronk, wat my kop soontoe swaai. Ek loop aan soontoe. Maar net so vir 'n sekond of twee. Toe sleep ek weer uit. En wat ek so kyk, sien ek julle hond die voor my. En op by oomblik besef ek, die Here het my nou so gesyp gemaak in die geesin, dat hy my weg beweeg het van die gevaar wat die voor my lê. Want as ek nou hierso gevestig was, en ek het al aan voorgeloop, dan sou ek op 'n hond se steert getrap het. En ons almal ken die spreekwoord, moenie gaan trap op 'n hond se steert, jy gaan jou byt. Amper het ek hier gekom met 'n hap in die bout. En ek my aandag kom toe weer by, wat ek hier aan die kant van die pad op en ek sien hier lê nog 'n hond. En as een, pas ons weer toe weer wonde, as een gebyt word, dan kom jy aan een. Hy wil nog sy stukkie insit hierso. Hy wil nog sy stem dik kom maak. Maar net die blote feit dat die Here my so, ek moet net so aflaat dwaal vir 'n wyle. 'n Sekonde Paasde. In 'n split sekonde kom die Here vir ons deur. Ja. Maar as ons nie besef dat dit God is nie, dan gaan ons nie sien wanneer dit waarlik vir ons bedoel is nie. En wanneer dit nie vir ons bedoel is nie.
Ons gaan dink mense is vir ons deur vir ons kospakkies te gee, deur vir ons geld te gee, maar dan is dit 'n skuil agter 'n ander agenda om ons te hou op 'n plek waar ons nie moet wees nie. Om ons te hou in 'n situasie waar ons nie moet wees nie. Ons moet besef dat wanneer Jesus praat en ons luister, dan kan dinge net beter gaan vir ons. Amen, prys die naam van die Here. Die woord is uit, familie. Ja. Amen. Luister ja. Die woord is uit.